Welkom by hierdie week se AMT Wildoorsig. Ons gesels met Franco oor die veiling wat gemik is op boere met goeie genetika, maar nie noodwendig 'n platform het om dit te verkoop nie. En dan kyk ons ook weer na die nuutste teelgroeppryse van die afgelope week. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Pryse begin nou redelik stabiliseer, maar enkel groot veilings met goeie genetika kan steeds 'n groot impak hierop uitoefen. Soos gewoonlik, ons gaan nou kyk na die gemiddelde pryse van 'n teel of familiegroep wat 'n ram of bil insluit as ook 'n paar vroulike diere en jonger diere. Vir familiegroepe onder vlakte wild het springbokke dan so bietjie gedaal na R5.220, rooibokke op R2.958 met blesbokke klein bietjie op na R3.434. Gemsbokke bly op R17.118 gemiddeld, terwyl blouwille beeste bietjie daal na R6.401 gemiddeld. Familiegroepe onder intermediêre wild het Kaapse elande dan gestyg na R17.343, kudu's ook bietjie op na R12.991 met nyalas 1% laer op R9.336. Rooi hartebeeste daal met 1.5% na R10.864 met Letchwes ook bietjie laer op R8.172. Hoër waarde wild het almal dan onveranderd gebly met Livingston elande op R24.786, Baster gemsbokke of rouens steeds op R27.500, buffels op R25.714 en swartwit pense steeds op R24.563 per dier gemiddeld. Teelgroepe onder kleurvariante is ook meestal dan onveranderd met wit blesbokke op R4.375, swart rooibokke op R17.279 en wit flankrooibokke op R16.556. Koper springbokke bly onveranderd op R3.986, swart rooibokke op R3.075 met wit springbokke bietjie laer op R8.539. Gouwille beeste daal na R9.021 met koningswille beeste steeds op R30.000 per dier gemiddeld vir 'n teelpakkie. Soos beloof gesels ons weer met Franco vandag. Ons kyk bietjie na die wildsveiling en of daar plek is wel vir kleiner boere. Het nogal interessante reaksie gesien op laasweek se video, maar welkom by ons Franco. Johnny, baie dankie. Ja, nee, ek het al gaan wegkruip. Die mense moet baie keer gaan kyk wat in die video staan en nie die onderwerp lees nie, maar dit baie reaksie uitgelok. So ek wens jou geluk met jou onderwerp wat jy gekies het. Is daar plek vir die klein boere? Ons het baie reaksie gekry. So ja, ons kan gesels. Maar verduidelik 'n bietjie meer, laat ons sommer daar vinnig gesels oor wat het ons toe gesels in die video. Kyk, ons het gegaan oor eintlik die klein boere waar gaan hy sy diere bemark. En ek dink baie ons het net die tema gelees en gedink, is dit Daar is die plek vir klein boere. ja, of hy kan nou, wat gaan sy verskilletjie maak, maar dit gaan oor die bemarkingsgeleenthede vir die klein ouetjies. Of nie, ja, ek is ook daaroor aangevat, nie die kleiner ou, die nuwe toetreders, kom ons noem dit so. Ja. Of ouens wat al lank in die bedryf is, maar nie 'n plek gehad het om hulle goed te bemark. So ek dink ons moet net dit regstel. Is maar meer vir nuwe toetreders en ouens wat reeds gevestig is, kwaliteit dier het, maar nog nie hulle kon aanbied op 'n platform nie. Ja. So dis vir ons wat ons eintlik begin het op om te sê oor die selfde grootte swartwitpen byvoorbeeld van 'n nuwe toetreder en dan ou gevestigde teelers wat nie noodwendig dieselfde pryse gaan hê. Ja, so jy sê, ek sal nou 'n bietjie interessante nuus lees, maar of deel, maar ons het regtig die laaste ruk gesien, daar's wel mense wat al lank in die bedryf is, wat ook op verskeie platforms bemark het al, maar nie resultate kry soos wat, kan ek sê, iemand anders gekry het nie. Ja. So ek dink daar is regtig 'n groot gaping in die mark, en ek dink laasweek se net baie deure oopgemaak. Ons het baie goeie nuus om te deel. Wat in 'n week kan gebeur, van uittrap tot positiwiteit, tot alles, is verbasend. Maar vertel 'n bietjie dan meer, want ek dink die hele idee van die platform ook is om almal al 'n gelyke kans om 'n bietjie die kompeterendheid van die bedryf hoër te kry, en ek dink dan groei mense ook beter 'n bedryf. So laat 'n mens dan die ouens wat nie noodwendig daai pryse kry nie, watse platform het jy dan nou, wat's jou plan en wat's jou idee wat jy aan gedink het? Ja, so jy sê, voor ek daar gaan, en dit is baie gekry het ook, ons probeer niemand se besigheid wegvat nie. Dit is die groot ding wat ek sê. As jy gevestig is, jy ouens het wat jy bemarking doen, moenie die ouens in die rug steek en die ouens moet net los nie. Wat ek baie wel uitgevind het, is dat ouens kyk nie meer na hulle kliënte nie. Wow. Dis 'n hartseer verstaan. Die ou sê vir my, ja, maar hy het 'n ou gehad en die ou het nou so toe gegaan en hy bemark hier regtig mee sy diere. So ek dink die ouens moet besef, daar's 'n mark. Ja, maar diens. Ja, dis dit maar diens, verstaan. So ek dink die ouens al frustreerd gewees daaroor. So ek het tot uit die Karoo uit 'n oproep gehad of mense wat daar diere wil bemark. So ek dink dit ja, die platform
Ouens wat daar is, gebruik julle platforms wat julle het om julle diere te mark, maar kyk na julle kliënte. Of jy nou een bokkie het of 100. Ek dink jy sal probeer dieselfde diens aan nou lewer. Ek kry dit self nie altyd reg nie, maar ek dink dis belangrik dat 'n oue verhouding bou met iemand. Ja, maar vertel ons 'n bietjie meer van hierdie plan of idee. Jo, so, ek is verbaas gewees. In 'n week se tyd, ek kom al 'n rukkie langer, maar in 'n week se tyd wat die ouens my genader het, ons het ding bymekaar gesit. Ek dink die 20ste Februarie volgende jaar lei alle paaie na die Bosveld toe. So op hierdie stadium is ons besig met 'n Koppa Boerevereniging om dit dalk daar aan te bied. Dit gaan 10 in daar wees. Die diere wat aangebied gaan word, moet uit die Bosveld uitkom. Ten minste 'n jaar, 6 maande plus langer in die Bosveld wees, sal hom aangepas wees vir Bosvelddiere. En kan ek sê die Bosveld is nou, ek noem dit nou maar Concerta Zambie, Valwater Ellis ras, maar Derrepoort se kant toe afkom, Dwaboom, daai gedeelte Rooibokkraal. So in Northam se kant. Ek sê dis die diere wat daar is. En dis skrikwekkend om te sien wat is daar. Ons sit klaar met 50 duim buffelbulle. Ons sit met 40 duim, 39 duim buffelkoeie. Ons sit met 52, 53 duim seiwelbulle. Ons sit met 30 duim swart-witpens koeie. Koningsbulle van 30,5 duim plus, verstaan? Sure. Dit is royals van 30. Dis ouens wat klaar committed tot die veiling toe. So ek dink daar gaan iets anders kom. Ja. En vir almal 'n geleentheid eintlik gee. Ja, wat nie 'n groot platform eintlik altyd het nie. Ja, as jy gaan kyk net daar teen daai Krokodilrivier, hoeveel wildsboere is daar nie? En dis nie regtig wildsboere nie. Dis ouens wat saaiere het, wat 'n wildskamp het, wat kwaliteit diere gaan aankoop het met die jare wat hy nou wil bemark. Ja. So ek dink regtig, ek is baie opgewonde. So 20 Februarie sê jy. 20 Februarie 2027 gaan ons maar kop pad. Nee, ons sal nog baie daaroor gesels gelukkig. Hoorie, Franco, ek wil gou by jou hoor. Ons staan nou seker bietjie einde van die jaar se jagseisoen eintlik nou toe. Die ouens begin half meer kyk weer na teel, die kuddes opbou. Nie noodwendig weer verskriklik jag. Jy kan nie noodwendig alles op 'n plaas jag nou meer nie. Die ouens kyk maar na hoeveel diere hulle het. Is ons nou weer in 'n boufase, kuddeboufase en as die diere nou weer bietjie begin duurder raak, is ons nou in so 'n tipe fase? Definitief, kan ek sê van die aantaldiere. As jy gaan kyk na ons jagdiere, dit is die laaste week, 2 weke het weer mal gegaan. Die ouens half se kombuiskaste is leeg en hy het nog baie kliënte wat inkom. So die vraag na jagdiere is nog steeds daar, maar ek dink die ouens wat regtig hulle beplanning wil reg moet nou hulle kyk na hulle vroulike diere. Kyk of jy 'n manlike dier gaan kort vir volgende jaar vir jou teelprojek byvoorbeeld. Kry daai goed in plek want dis belangrik. Om te kyk, ek het 'n tekort en dit is optimale tyd nou om hierdie diere eintlik nou in te kry dan. Ek sal sê van einde Augustus af, Augustus, September. Dis my tyd. Die beste tyd is eintlik as dit gereën het, maar ons wildseisoen gaan net tot Noordwes en Vrystaat tot September maand, Limpopo gaan dan tot, kan ek sê, einde Oktober toe, maar dit raak weer 'n risiko want jou diere is verdragtig. Om diere dan te skuif is 'n risiko. So, maar ek dink regtig die ouens moet begin, omrede jy kan nie, dis nie 'n Pick n Pay of 'n Checkers waar jy kan loop en die goed gaan haal nie. Daar moet beplanning wees. Die ouens moet hulle sê, luister, dit wat ek kort. En praat met die mense in jou omgewing, kyk wat kan jy kry waar en so aan. Laat jy nie, kan ek sê, met jou broek op jou knie gevang word. Hoorie me Franco, ek dink nou aan almal, al die nuus en graan en vleis en alles gaan nou oor El Nino, droë jaar, warm jaar wat einde van die jaar vorentoe lê. En 'n moontlike hoër mielieprys as jy nou byvoorbeeld na voer kyk. Is dit iets waarna die ouens moet uitkyk wat dalk produksiekostes kan opstoot, wat 'n impak kan hê op die bedryf? Definitief, ek dink jy praat elke week oor El Nino en almal, dis nie net jou nie. Al die jy sê waarsku die ouens oor dit. En ek dink ja, dit moet 'n rol wees, maar dit is weer 'n bestuurspraktyk wat jy moet toepas. Ek dink daar's genoeg voer op hierdie stadium nog beskikbaar. Bou jou voerbanke op. Kry daai goed in plek, laat jy gereed is vir dit, so jy sê. Dit ek dink as jy sê wat jy ook sê, dit gaan warm wees, maar dit is nie dit gaan nie reën nie. Ja. En kyk, wildboerdery het dan 'n laer risiko as wat saaiboerdery het. So maar kry daai goeders in plek. En ja, dit kan jou kostes of jou kostestruktuur van jou boerdery vinnig opstoot as jy nie meer veld oor het nie en jy's oorkapasiteit of jy jou draak of jy's oorkapasiteit op jou plaas byvoorbeeld. Ja, as ek sê, ding is net ook as jy gaan kyk na wat die ouens op die tafel het tans ten opsigte van hulle kuddes en goeders, moet jy ou beplan, luister, ek kan hierdie uithaal, ek kan hierdie vermeerder, ek kan. So ek dink dit is belangrik om baie goed nou in plek te kry. Jy kan sê die reën kan wegbly, dit kan meer reën, dit kan minder reën. Ons weet nie, verstaan. Maar as ek sê die hitte gaan definitief 'n rol speel as jy vat hoe warm is ons November en Desember. Ja. En ek sê altyd in enige ding, almal worry oor Junie, Julie, Augustus, September.
dis nie my maande nie, daar's nog kos. Oktober, November, Desember is jou doodmaakmaande. As dit nie dan reën nie, dan het ons moeilikheid. Verstaan, dan verbrand jy groen grasies wat ook kom verbrand. So ja, ek dink die ouens moet daai ook in hulle raamwerk inbou. En so jy sê dalk nie oorkap het of oor investeer op te veel diere in 'n kamp nie. Op 'n groot plaas is dit dalk makliker om te bestuur. Maar ek dink die getalle is by nie daar dat daar baie ouens is wat te veel diere het op die stadium. Ja. Hoorie, maar ek sien nou self in die beesbedryf en skaapbedryf bietjie bekommerd oor volgende jaar dat as dit nou droog raak dat ons meer diere na die mark toe kan sien. Kan ons in die wildbedryf ook uit jou ondervinding uit sien dat ons byvoorbeeld droër gaan, meer diere wat moontlik bemark word want ons wil bietjie kuddes kleiner maak as soos ons in 2027 inbeweeg, dat ons dalk weer bietjie laer pryse sien as gevolg van die droogte. Ja, seker, ons praat altyd oor ekonomie, dis 'n lekker gedeelte van ons program. Weereens ja, dit kan 'n rol speel. Definitief. Maar is weer eens soos altyd sê, wild is nie 'n ding wat ek op 'n trok kan laai en gaan verkoop. Hy's bietjie anders as skaap en bees, maar so kom ek nou eintlik by jou. So ek dink dit die ouens wat ek dink hulle kuddes het hulle redelik aangepas om te dra wat hulle kan, kapasiteit gewys. Maar as ek jou sê dis 'n oop vraag. So ek sê as dit gaan baie droog is, gaan jy ons baie vrektes kry, veral onder jou kuddes en daai goed wat eers swaar kry, vlakvarke. Dis definitief goed wat swaar kry as daar nie blare is en so hulle wys eers vir jou. En dan wat ek interessant vind nog altyd, jy kan op jou aandeel sien of dit 'n goeie jaar of 'n slegte jaar gaan wees. Ongelukkig is dit nou eers November, Desember wat jy gaan sien hoe was jou aandeel gewees op baie diere. So dit is maar 'n moeilike ding om dit nou te bepaal, maar ek dink definitief die ouens moet regtig maar beplan vir dit. Om te sorg dat daar genoeg. Kyk maar worst case scenario tipe doen 'n beplanning rondom dit. Bou voorwankopsie genoeg. Ja, so jy sê kyk maar wat is daar, wat het jy nodig om haal jy kan ek sê van jou diere uit of skuif hulle oop plaas toe as wat jy hulle in teelkampe gaan aanhou. Dis die uitdaging wat hy ons het, jy moet daai besluit gaan maak. So ek dink dit en ek sit nou weer met laasweek 'n nuwe blesbok spesie uitgekom of tipe of vertel. Nee, is 'n maat van my wat ek het hom seker 20 jaar, 18 jaar terug het ek hom gehelp om toe die saddlebacks en die geel blesbok daar by hom opgedaag. Hy het hulle geteel en nou het hy so snaaks. Ek sal amper kyk of ons 'n foto kan kry wat en nog geen naam vir hom uitgedink. Nee, ons kan nou, ons lekker naam vir my. So ek dink dis die lekker van die. Ek sien baie nuuskierig. Ek sê vir jy, ons sal 'n foto hier opsit. Hy's lyk soos 'n blesbok, maar hy's half geel rig en 'n swart lyf en heeltemal weird. Okay. Maar ek dink nou die fotootjies om op. So, maar ek dink dit regtig dit is iets wat weer gaan ontstaan. Daar's baie is nou weer op hulle agterpote en setleer waar dit ons het nie dit goed gemaak nie. Daar's nog geen mens wat 'n wildebees gaan goud verf het. Dis die natuur wat besluit dat hy moet so lyk. Daai het seker al, maar hy het nie goud gebly nie, kom ek sê so. Hy sal werk in hierdie droë seisoen as dit nie reën nie. Ja. So nee, ek dink dit sê dit is die lekker van die wildbedryf. Daar's elke dag verrassings. En so ek sê nou daar deur die Bosveld ry en die positiwiteit wat ons gehad het om deel te word van so iets. Ek sê geen ander veilingshuis of wat ook al sleg nie. Maar ek dink dit vir daai ouens moet ons akkommodeer en dis die lekker van daai. Daai sit ook met daai diere, verstaan? Snaakse goedjies. Wat hy het en so ek sit met ou wat groot rooibok ramme en dan sê hy weet nie of hulle regtig wil verkoop nie. Verstaan? So ek sê dit is daai tog hy ou is trots op wat hy het. En ek dink dit is elke wildboer wat ek van die begin af sê, moenie jammer wees jy's 'n wildboer. Moenie ekskuus sê nie. Al het teel nou die kleurvariasies, jy doen dit. Die natuur het dit vir ons gegee. So gebruik daai geleentheid. Dankie Franco. Dit was weer eens insiggewend en dan kyk ons uit vir 20 Februarie volgende jaar. Ek sien uit, ek sit veel foto op. En baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.